Is julle gereed vir die woord? So dis my voorreg vandag om die woord van die Here aan julle te bedien en ek kan dan natuurlik nie anderste as om oor moeders te praat nie, want weet wanneer ons hierdie dag uitsit, die hele wêreld vier hierdie dag die moeders en of ongeag wat se geloof of kultuur jy is, moeders is moeders en hulle bly moeders, maak nie saak wat jy glo en hoe jou kultuur is, jy ma is daar en 'n ma maak 'n impak en ek dink is ook reg so dat dit God behaag dat ons moeders vier. As ons dink aan die begin van die wêreld, toe God die aarde geskaap het, het hy die aarde geskaap en toe het hy eers die mens geskaap en na die mens het hy die vrou geskaap. Julle het dit so gelees. So, hy het eers die mens geskaap en toe die vrou geskaap. So ek weet nie wat is die vrou, wat se spesies is die vrou nou regtig nie, maar julle is nie dieselfde spesies wat ons is nie. Ja, ek grap sommer. Julle is uit ons uit geskaap. Dis hoekom vrouens, hulle is die mooier deel van die mensdom. Julle het dit agtergekom, maar daar's een rede voor, is omdat hulle uit die man uit geskape is. Nou, dis hoekom hulle so spesiaal is. Weet wat die Here die vrou geskaap het en die vrou spesiaal geskaap het en vir 'n rede geskaap het. En as dit weet ons is die rede is dat God het na die man so gekyk en sê nee my maat, jy gaan dit nie maak alleen nie. Jy gaan hierdie nie doen nie. Dan hierdie opdrag wat ek vir jou gegee het om hierdie wêreld te heers en te regeer oor my skepping, gaan jy nie op jou eie kan doen nie. Jy het iemand nodig wat jou herinner wat jy moet doen. Is dit nie waar nie? Want anders dan gaan jy vergeet. Iewers het my vrou vir my gister opdrag gegee en op 'n stadium dink ek, het ek dit gedroom of het ek dit gehoor en ek dink ek het dit nou nog nie, het ek het nie, nou wil ek al gaan vra, het ek het gedroom, het jy my gevra, iets met wasgoed of iets, ek kan nie onthou nie, maar iewers het ek net vergeet, so dis so kom die rede, ek sal dit volgende week iewers doen miskien, maar wat ek weet sy gaan my weer herinner, of intussen is dit al gedoen, dit is gedoen, okay, so, dit is om, oeps, ek kan die monitor steeds sagter sit. So dis hoekom ons julle waardeer, dis hoekom ons julle nodig het, is dat ons weet, die Here het na die man gekyk en sê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie, ek gaan vir hom hulp maak wat by hom pas, en dis hoekom God se plan was die vrou vir die mens, en die vrou vandag as 'n moeder, het jy die voorreg, en jy het die voorreg om iets te beleef van die wonderwerkende, skepende krag van God. God het jou uniek geskape, en hy het vir jou iets gegee wat in jou liggaam is, wat ons die baarmoeder noem, wat jy die voorreg het om God se wonderwerk te huisves. Dis wat jy beleef. Jy het die voorreg om God se skepping en sy wonderbare werke te beleef, en ek dink so in Psalm 139, vers 13 en 14, hy sê, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Dis so wow. Weet, vanoggend vir jou wat jy sit, en dis nie net vir die moeders nie. Jy's nie gemold nie, as ek die Engelse woord gebruik. Wat sê Engelse? Jy's nie 'n duplikaat van iets vir iemand anders nie. Weet jy, daar was nog nooit iemand soos jy op hierdie planeet nie. Weet jy dit? En daar sal nooit weer iemand wees soos jy nie. Want die skepper van hemel en aarde het in die moederskoot ingegaan en hy het begin met sy weefwerk. Uniek elke draadjie aan mekaar gesit. En vandag is jy hier in 'n tyd soos nou wat God bestem het. In sy alwetendheid. Jou dag, jou datum is deur God bepaal. En soms moet ons dit onthou en dit kom vasmaak in ons harte. Want ek beleef dalk dat mense partykeer wonder, moes ek hier gewees het? Dalk het jy verskillende stories gehoor, dalk het jy verskillende redes gehoor hoekom jy hier is, maar ek wil vandag vir jou sê, ons vier moeders, want in die moederskoot is daar 'n werk wat plaasgevind het. Dit was nie net sommer net ietsie, daar's 'n werk, 'n wonderwerk, 'n skepende werk wat plaasgevind het, want uit twee selle het daar lewe ontstaan, het daar 'n hartklop ontstaan, het daar soveel wonders binne daardie moederskoot ontstaan, en hy kom beskryf het, hy sê, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef, en vandag wat in elke moeder se skoot gebeur het, is 'n wonderwerk, is die werke van God wat geëer moet word.
Vers 14, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Ek wil vir 'n oomblik hier stil staan. Ek beleef dit in my hart in die oomblik, dat jy moet hierdie weer hoor vandag. Want ek dink, of ek weet, een van ons grootste uitdagings wat ons mee te doen het in vandag se lewe, want ons vyand is 'n slinkse vyand, en is daar een ding is waarmee jou kan aanval, en autoriteit in jou lewe kan hê, is dit sy leuns, want hy is die vader van die leuns, volgens Johannes 8. En hy is daarop uit om jou heeltyd 'n wanpersepsie te gee en te laat glo van wie jy is. Want die dinamika van die lewe lê in eintlik 3 gebooie, wat al 3 gelykstaande mekaar is. En dink dan, God sê hierdie gebod is gelykstaande aan die gebod wat sê julle moet my lief hê. So as dit die eerste gebod is en die belangrikste gebod is, en dit vir God belangrik is dat ons hom lief het, sê hy, maar weet julle wat, so belangrik soos dit is vir my dat julle my moet lief hê, net so gelykstaande in belangrikheid is dit dat jy jouself moet lief hê. En die uitdaging wat ons in leef is 'n gebroke wêreld. Mense wat onseker is oor hulle self, mense wat hulle identiteit verloor het en die wêreld se opinies aangegryp het en die wêreld se vorming van hoe jy moet lyk en hoe jy moet wees begin aanneem het om te sê, maar as ek nie so is nie, en as ek nie volgens die wêreld se standaarde leef nie, en as ek nie soos die wêreld se standaarde lyk nie, dan kwalifiseer ek nie, ek is nie goed genoeg nie, so ek kan myself nie lief hê nie, want die wêreld diskwalifiseer my. En vanoggend beleef ek die Heilige Gees wil iets kom breek oor mense se gedagtes oor hulle self. Want as dinge skeef loop, as dinge nie loop soos ons verwag dit moet loop nie, hoe werk ons met onsself? Wat sê ons vir onsself? Wat hoor ons in ons binneste? As jy wil eerlik wees, as ons moet eerlik wees, jy begin jouself kritiseer en kastei. Want ongelukkig is die hartseer dat ons ons eie grootste kritieke. Jy is die werk van sy hande, in 'n moederskoot gevorm. En die psalmdigter kom maak dit duidelik, God se werke is wonderbaar. Jou identiteit en wie jy glo jy is, gaan die grootste impak hê oor hoe jy die wêreld gaan aanvat daar buite en mense gaan benader. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy sal besef, en dit vanoggend vir ons so mooi is om hierdie dag te vier, wat daar hierdie wonderplase vind het in die moederskoot. James Keller het gesê, elke moeder het die verstommende voorreg om saam met God deel te hê aan die skepping van 'n nuwe lewe. Dink aan moeders, dink wat 'n voorreg, dat God gekies het om saam met jou te werk en in jou te werk om nuwe lewe voor te bring. Hy het geweet, Adam, ons sou nie daai kraampyne kon hanteer nie. Jy al 'n ma gesien wat siek is, die grieperig is. Jy sien dit nie sommer nie. Jy kom dit nie vreeslik agter nie. Het jy 'n man gesien wat bietjie grieperig of verkoue is? Dis hoekom ons julle waardeer. Dis hoekom ons soms so bietjie, ekskuus man, ek gee onsself weg, maar ons bietjie meer aansit, want ons geniet die aandag. Ma het nie 'n keuse nie, want sy is geskaap om aandag te gee, want sy ontvang soms min aandag. Want sy is so gefokus om almal aandag te gee rondom haar, dat sy dit soms mis om bietjie aandag te kry en te ontvang. En dis hoekom ons hierdie dag moet uitkoop om dit te doen. Die vrou is oorspronklik vir die man geskape, uit die man geskape.
As jy net daarby bly, gaan jy met 'n verkeerde gesindheid 'n vrou benader, meneer, maar daarna is elke man uit 'n vrou geskape. En dis kom in die Nuwe Testament, kom Paulus en hy sê dat ons is in Christus een. Daar's nie geslag in Christus nie, want ons moet mekaar eer en moet mekaar waardeer vir wie ons is, want daar's nie een wat bo die ander aangestel is nie. Toe God die vrou geskaap het, het dit nie 'n baas-slaaf situasie gemaak nie, hy het dit as hulp vir mekaar gemaak, sodat ons kan saamwerk in die plan wat God het, die plan wat hy vir die wêreld het, en die plan wat hy vir jou gesin en vir jou kinders het. Samewerking is die plan wat God gehad het, dat jy en jou vrou saam met hom in 'n span die kinders moet voorberei vir die wêreld wat voor hulle lê. En daarom moet jy jou waarde en jou plek in die span moet jy verstaan, en God ontferm hom. God reik uit na moeders. En net so 'n paar verhale, om net vir jou vanoggend te wys wat God se hart oor moeders is. En die eerste verhaal is natuurlik in 1 Konings, waar hy Elia stuur, en ons weet Elia het gevlug vir Isebel, en hy was by die spruitkrit gewees, en die kraai het hom kom voer, maar 'n kraai kan ook net soveel doen. Toe sê God, nee, ek stuur jou na een wat nie gaan ophou om vir jou goed te wees nie. Waarheen stuur hy vir Elia? Hy stuur Elia na 'n moeder toe. Elia in sy donkerste uur, in sy uur van swakheid, sê ek gaan vir jou 'n plek gee wat jy veilig gaan voel, waar jy versorg gaan word, wat jy nodig het, en ek stuur jou na 'n moeder toe, en hy stuur vir Elia na 'n moeder wat alleenmoeder is, wat 'n weduwee is. En ek lees vir jou die verhaal, net om vir jou vanoggend weer te wys hoe God hom ontferm oor 'n moeder, oor 'n weduwee. Hy sê, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. En daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Klink dit nie soos 'n regte man nie? Julle ken mos daai magic tafeltjie. Julle het dit al gesien en gehoor. Dit wat die man sy vrou roep en sê, hier's iets, ek verstaan nie hoe dit werk nie, maar ek los my koppies en my bekers en my borde op hierdie tafel. Elke oggend as ek hier kom, is dit weg. Dit moet magic wees, verstaan nie? So, man, ons moet attent wees daarop, né? Ek preek vir ons, ek preek nie vir julle nie, maar as jy maak klaar, gaan na Sarfat, hy sê daarop het sy gereed gemaak, na Sarfat gegaan, en toe hy in die ingang van die stad kom, was die weduwee juist besig daar houtjies bymekaar te maak, en hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl hy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, hoor, waar is hierdie vrou in haar lewe? Sy antwoord, so waar is die Here, u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, en net maar 'n handvol meel in die pot, en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. Praat van tot die einde toe. Sy het geweet alles is klaar, sy het geweet daar's niks meer hoop nie, sy het geweet dis die laaste, en sy het nie op sak en as gaan sit en gewag vir iemand om haar jammer te kry nie. Sy het soos 'n ware moeder gesê, al is dit die laaste maaltyd, gaan ek hout soek, sodat ek 'n maaltyd kan maak vir my kind. Dis die hart van 'n moeder, die karakter van 'n moeder. As Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my broodkoekie en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Wat 'n belofte. En ek hoor vanoggend dat die Gees van die Here regtig vir ma sal kom sê, jy's bekommerd en jy weet nie, hoe gaan dit lyk vorentoe nie. Maar die Here kom en sê, plaas my eerste. En sê dat alles gaan oukei wees. Ek ontferm my oor die moeder, wat omsien na haar kinders. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie. Die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op aarde sal gee. Hier kom 'n moeder se geloof. Ek meen, dis iets wat nie logies is nie.
Hier kom 'n man en hy sê, hoorie, gaan maak iets vir my kos en jy sal sien, die goed gaan nie klaar raak in die potte nie. Weet jy, sy span na geloof in en sy sê, ek doen wat die profeet vir my sê. Sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia en sy het geëet. En sy en hy en haar gesin dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak nie en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. God is jou voorsiener, moeder. Hy is die een wat jou ondersteun in jou moederskap. Jy wat jy ontferm oor jou kinders, jy wat bekommerd is. Is bekommernis 'n sonde? Soms dink ek voel maas dalk mense skuldig as hulle bekommerd is. Kommer is nie noodwendig 'n sonde nie. Ek dink 'n ma wat nie bekommerd is 'n ma wat nie omgee nie. Soms kan ons kommer verwar met ongeloof, maar nee, dit is eintlik meer omgee. Is dit nie waar nie? En 'n ma sal altyd daai omgee hê. 'n Ma sal altyd daai bekommerde se hart is, my kind okay, gaan hulle okay wees, gaan dinge uitwerk, en al verlaat hulle die huis. Maas, se kinders al die huis verlaat het, weet dit was julle moeilik. Maar jy is nog steeds bekommerd. En dis okay om bekommerd te wees, God verstaan. Maar gaan na hom toe en kry 'n woord by die Here, laat die woord van die Here jou kom bemoedig om te sê, ek is die God wat sal voorsien, ek gaan bonatuurlik voorsien, want ek ontferm my oor 'n moeder. God kon Elia na enigiemand anders toe gestuur het. Maar waarheen stuur hy? Hy stuur hom na 'n moeder toe. 'n Enkel ma wat na 'n kind moet kyk. En as jy die verhaal van gaan aanlees, ek wil nie verder met die verhaal aangaan nie, maar net daarna sterf haar seun. En God ontferm hom nog steeds. En ons weet Elia het haar seun uit die dood uit opgewek. Jesus het hom ontferm oor 'n weduwee. Ook 'n enkel vrou wat haar enigste kind verloor en die dood moes afstaan. En ons weet en ons lees in Lukas hoe dit kom beskryf in sy evangelie, hoe Jesus by die begrafnis verbyloop, of eintlik die begrafnisstoet verbyloop, in Lukas 7 vers 12 tot 15, hy sê, toe hy naby die poort van die stad kom, word daar met die dooie uitgedra, net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee. Hier is sy alleen. Sy het nie 'n man nie, sy is 'n weduwee, haar man is natuurlik oorlede, sy weduwee is, en nie haar enigste seun wat sy verloor. Sy was 'n weduwee en 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, vanoggend wil die Here vir jou sê, ek sien jou. Ek sien jou behoefte, ek sien jou seer, ek sien jou bekommernis. Toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. En vir haar gesê, jy moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak, en daarop staan die draer stil, en hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit, en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee. God gaan kom teruggee, aan moeders, want hy sien jou raak. Dit wat van jou gesteel is, dit wat van jou beroof is, die vyand, jy moet hom net voor die Here bring en sê, Here, ek kan rapporteer wat van my gesteel is. Jesus sien raak. En hy gaan kom en hy gaan die bonatuurlike kom doen. En weet jy wat, vanoggend beleef ek net, dat die Here kom en hy sê, ek gaan moeders se vreugde weer herstel. Ek gaan weer teruggee wat in hulle gesterf het, die hoop wat dalk in jou gesterf het. Die Here kom vanoggend en hy sê, ek wil daai hoop kom herstel, ek wil daai hoop weer kom oprig, want jou kinders, wat jou bekommernis is, kyk, die ma's bly bekommerd, hulle bly worry, tot vandag toe, weet ek was as kind, het ek redelik asma gehad, toe ek het redelik ontgroei, en toe ek weer trou, toe kry ek weer asma. Maar tot vandag toe, nou die week, laas week, as ek iewers buite die koue lug, en sal my ma vir my sê, jou bors, kyk net na jou bors, maar ek is amper 50 jaar oud, maar ek sê dit nie vir haar nie, want ek waardeer dit. Ek nou hoor sê dit, want sy sit hier. Maar dis 'n moeder. Daai bekommernis is nie 'n verkeerde, slegte ding nie, dis ek gee om. Ek gee om. Maar weet jy, maar vanoggend met jou omgee, jou bekommernis, moenie alleen deur dit gaan nie. Die Here sê, kom na my toe. Ek gee om. Ek sien raak, ek ken jou behoefte, en Jesus se hart is vir moeders.
En die laaste stuk, in die laaste verhaal, waar Jesus hom net ontferm het oor 'n moeder, is oor sy eie moeder. Op sy donkerste uur in die kruis. Dink net wat hy moes deurgaan. Dink net die pyn en die lyding. Waar sou sy fokus wees in sy normale mens wees? Dink as jy deur daai pyn en lyding gaan jy niks anders te dink as daai pyn en daardie oomblik en daai marteling en die kwaad wat in sy hart kon opstaan in daardie oomblik. Maar in sy donkerste uur, in daardie oomblik wat hy aan daardie kruis vasgenaal is, waar hy hierdie wonde gehad het en die bloed oor sy oë loop, deur die doringkroon wat hy gedra het en hy gespot word en gesmaad word deur die gehoor, stop Jesus vir 'n oomblik en hy ontferm hom oor sy moeder. Ons sien by die kruis, Johannes 19 vers 25 van Jesus, het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, hy weet wat sy trauma sy ma moes deurgaan in daai oomblik. En in hierdie oomblik, en tipies 'n moeder, al sy disippels, al sy volgelinge het gevlug, eintlik gaan wegkruip. Hulle het hom ontken in hierdie oomblik van sy kruisiging, hulle was te bang. Maar waar was sy moeder? Sy was daar. Dis hoekom ons moeders waardeer, want hulle sal altyd die beste van ons glo. En maar jy mag die beste van jou kinders glo. Want jou geloof van jou kinders het 'n groot impak op hulle sukses in die lewe. Dis net toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, is natuurlik Johannes, sê vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hy het seker gemaak dat sy moeder versorg sal word voordat hy die aarde verlaat het. Dis die hart van God vir moeders volgend. 'n moeder is kosbaar, is waardevol. En ek sluit af met natuurlik die bekende gedeelte oor die ideale moeder in Spreuke 31. Net so 'n paar skrifgedeeltes. Ek lees uit die boodskapvertaling, hy sê, wie 'n goeie vrou het iemand wat baie kosbaar is. Sy is baie meer werd as die duurste juwele. Haar man reken op haar en sy beteken baie vir hom. Haar hele lewe lank is sy goed vir hom. Wat nodig is vir die huis, dit kry sy. Sy verrig haar dagtaak met vreugde. Sy sal selfs ook buite die huis gaan werk om nog beter vir haar gesin te sorg. Vroegoggend staan sy op om haar gesin te versorg. Vir elkeen het sy 'n taak vir die dag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy doen wat sy moet doen. Sy is geestelik sterk en tree altyd waardig op. Vir die toekoms is sy nie bang nie. Haar wyse woorde help ander om reg te leef. Sy het goeie raad vir 'n gelukkige lewe. Sy is in volle beheer van haar huishouding. Luiheid ken sy nie. Haar kinders is dankbaar vir so 'n ma. Haar man oorlaai haar met komplimente. In hierdie lewe is daar baie goeie vroue, maar hierdie vrou oortref almal. Mooiheid bedrieg. Moenie die wêreld glo nie. Die wêreld se maatstaf van mooi is verkeerd. Mooiheid bedrieg, skoonheid vergaan. Maar 'n vrou wat die Here liefhet, moet jy vir altyd koester. En vanoggend dank ons die Here vir vrouens wat hom liefhet. En ek dank die Here vir die inspraak van die Heilige Gees in jou lewe. Dat hy jou trooster is, dat hy jou hulp is, wanneer dit net vir jou te veel raak, wanneer die bekommernisse net te veel raak, dat hy jou trane sal afvee. En vanoggend gaan ons sit om die maaltyd van die Here. En wanneer ons die maaltyd vier ons sy kruisdood en sy opstanding, sy bloed wat gevloei het en sy liggaam wat gebreek is. Al wil ek vanoggend ook sê, in daardie uur wat ons hierdie maaltyd gaan vier, wil ek vir elke moeder sê, dink aan wat Jesus gedoen het in hierdie uur. Toe hy vir Maria sê, daar is jou seun. En sê, daar is jou moeder. Wil die Heilige Gees vanoggend kom en vir elke moeder sê, dit gaan oukei wees. Als
gaan oukei wees. Ek het jou. Ek ken jou bekommernisse. Ek ken jou hart. Ek weet jou vrese vir hierdie wêreld en jou kinders, maar dit gaan oukei wees. Want ek is die God wat sorg. Ek is die God wat beskerm. Ek is die God wat omgee. Ek rig dooies op. Ek maak lam nee weer sterk en vanoggend wil hy kom en net vir jou kom bemoedig. Maar jou kinders gaan oukei wees. Glo jy dit vanoggend? Weet jy dit vanoggend? In sy uur van benoudheid. Het gaan oukei wees. God verstaan. Moet hom net nie verstoot nie. Hy sien raak, hy ontferm hom, en hy gaan die bonatuurlike kom vermag in jou huis. In hierdie wêreld wat ons ekonomiese druk beleef, daai bakpoeier gaan nie ophou nie. Daardie olie gaan bly vloei. Daardie brandstoftank gaan vol bly. God kan en God gaan, want hy ontferm hom oor sy kinders en val oor die moeders vanoggend. So al die moeders nie net weer staan nie, en ek wil vra dat, die moeders bly sit. Ek wil vra die paas vanoggend net, en die manne sal opstaan, en 'n stukkie broodjie kom haal, en 'n kelkie kom haal, en dat jy jou vrou, die moeder van jou kinders vanoggend sal bedien, met 'n stukkie brood, en wanneer jy die stukkie brood geniet en gebruik, hoor die woorde, dit gaan oukei wees, als sal oukei wees. Kom ons staan op, en ek wil vra die orkes vorentoe kom, terwyl Shamaine die kerse aansteek. Dink ek is so simbolies van wie julle is in ons lewe, moeders, julle is die lig in ons lewe. En vir 'n oomblik, terwyl jy daai stukkie brood in jou hand het, nie jou oë net vir 'n oomblik sluit nie, en dink aan die gebroke liggaam van Jesus. En volgende weet ek, Jesus dink aan julle as moeders. Jy wat bekommerd is oor daardie kind van jou. Volgende dink aan moeders wat dalk met 'n miskraam die trauma moes deurwerk van 'n lewe wat verlore gegaan het. En volgende wil die Vader vir jou kom sê, my kind, my dogter, jy is oukei. My wêreld is baie groter, my heelal is baie groter as jou wêreld. Jy sal oukei wees. Dalk luister jy en kyk jy na die wêreld rondom jou en jy hoor van die gerugte van oorloë. En jy het hierdie beklemming. Here, hoe lyk die toekoms vir my kinders? Hoe lyk die toekoms van ons land? Hoe lyk? En die Here wil volgens vir jou kom sê, dit gaan oukei wees. Ek is met jou. Ek is jou God, ek is jou Vader wat jou geformeer het. Vir elkeen van julle wat hier sit, al die mans en die vrouens wil ek vanoggend ook sê, terwyl jy die gebroke liggaam van Jesus in jou hand hou, wil hy vanoggend vir jou kom sê, jy is die werk van my hande. Jy is kosbaar. Jy is wonderbaar geweef in jou moeder skoot. En ek het jou lief. Daarom het jy hierdie gebroke liggaam in jou hand, want my liefde is jou bewys. Jou waarde is bewys toe my seun vir jou gebreek is, ter wille van jou sonde en jou hoop vir ewige lewe. Aanvaar my liefde vanoggend. Jy is my genoeg. En ek is jou Vader. Ek wil jou lewe kom vul met hoop, ek wil jou lewe kom vul met vreugde. 'n Liefde wat al die bekommernisse oorweldig. En al wie sit, moeder, en vader, en man, en vrou. Ek sien net hoe God sy liefde kom uitstort in ons harte, deur sy gees wat in ons binneste is. Terwyl ons hierdie maaltyd van liefde vier, ontvang net sy liefde. Jy kan daai broodjie geniet as jy wil, maar soos jy hom geniet, ontvang net die liefde vanoggend. Die aanvaarding van God wat vir jou sê, jy's oukei. Jy's myne. Ek sê jou nie laat gaan nie.
Vanoggend het ons hierdie kelkie in ons hande, wat die symbool is van sy bloed. Jy sien, bloed sal nie vloei as sy liggaam nie gebreek word nie. En sy liggaam was gebreek sodat sy bloed kon vloei, sodat ons God se genade deelagtig kan raak. Sodat ons kan verklaar, moeder, ek en my huis, ons is onder die bloed van Jesus. Bloed wat spreek van geregtigheid en van genade. Bloed wat spreek van hoop. Dis nie die bloed van Abel nie, dis die bloed van Jesus Christus, die bloed van die ewige lewe. Soos jy vanoggend dit het en dit gebruik, sê die vir die Here dankie en verklaar opnuut vanoggend dat ek en my huis is onder die bloed van Jesus, onder die genade van God. Kom ons gebruik dit saam. Vader, ek kom vanoggend en ek wil elke moeder kom seën met die keer van die seëninge, Here. Ek kom seën hulle met vreugde, ek seën hulle, Here, met hoop. Ek seën hulle met gedagtes wat vanuit U troonsale vloei, Here. Ek seën hulle met 'n sekerheid en 'n wete dat alles gaan oukei wees, want hulle weet wie hulle God is. Here, ek wil bid vanoggend, Here, vir elke persoon wat hier sit, dat hulle sekerheid in U sal vind om te weet, U het hulle geskape vir 'n tyd soos nou. U het hulle uniek gemaak, want U wil hulle gebruik net soos hulle is, Here. U het hulle lief net soos hulle is. En Here, my hart gaan ook vanoggend uit vir mense wat hier staan op hierdie Moedersdag en hulle moeders mis, wat al reeds die tydelike met die ewige verlaat het, Here. Ons bid, Here, dat U hulle kom vertroos en dat hulle ook net sal weet dat hulle moeders is by U veilig, Here. Kom seën ons in hierdie dag, Here, waar ons die kosbare tyd met familie spandeer. En ek vir U dankie sê vir U bediening van versoening, Here. En as dit U wil is, Here, dat U bonatuurlik versoening sal bring in verhoudings waar dit nodig is. Dat U vreugde en U liefde elke moeder sal bedien. En dat families, Here, saamgebind sal wees. Met die koorde van liefde wat niks of niemand kan verbreek nie, Here. Ons bid so vir die herstel van huise, van families. Here, dat U bonatuurlike werk van U Gees, Here, families sal genees, moeders sal heel maak, Vader. En dat ons sal getuig van die goedheid van die Here. In Jesus Christus se naam. Amen, amen. Mag die Here jou seën. Gaan neem 'n heerlike foto, kry vir jou 'n stukkie brood.